wat in die duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy, en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en regverdigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die heerskare sal dit doen. En jy, Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die gesag van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgang is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Daarom sal hy hulle prys gee, tot op die tyd dat Barend gebaar het. En hulle sal rustig woon, en hy sal vrede wees. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Ek groet jou, begenadigde. Die Here is met jou. Moenie bang wees nie, Maria. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Hoe is so iets moontlik as ek nog met omgang met 'n man gehad het nie? Die Heilige Gees sal oor jou kom en die Allerhoogste sal lewe in jou wet. Ek is tot beskikking van die Here. Laat my gebeur wat U sê. Toe Jesus se moeder Maria aan Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het dit duidelik geword dat sy swanger was. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wil maak nie, het hom voorgenem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou te neem. Sy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Julle moet hom Jesus noem. Hy sal die volk van hul sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gespreek het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak en hastig na 'n dorp in die bergstreek van Juda gegaan. Daar het sy in Sagaria se huis ingegaan en Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar moeder skoot beweeg en Elisabeth is met die Heilige Gees vervul en het haar uitgeroep: Geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Waaraan het ek dit te danke dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. My siel besing die grootheid van die Here, my gees het oor God my verlosser. Omdat hy sy nederige diensmaagd met welgevalle aangeskou het, van nou af sal elke nuwe geslag my salig noem. Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle trots, hy het
Hoogmoediges uit hulle trots hy uit mekaar gejaag. Maagbehebbers het hy van trone afgeruk en nederiges verhoog. Behoeftiges het hy met sy goeie gewas vervul en rykes met die leë hande weggestuur. Deur sy beloftes van ontferming te dink, het hy sy dienaar Israel te hulp gekom, soos hy dit aan ons voorvaders beloof het, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid, eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit as in die begin was, nou is en vir ewig sal wees. Amen. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius in die provinsie Sirië aan die bewind was. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het haar tyd om moeder te word aangebreek. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle nie plek in die plek was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oopveld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle die goeie tyding. Vandag in die stad van Dawid is vir julle gebore Christus die Verlosser. Julle sal 'n kindjie vind wat in 'n krib lê en doeke toegedraai. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mens 'n welbehae. Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria en alles wat gesê is, onthou en telkens weer haarself daaroor nagedink. Die skaapwagter het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys vir alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Jesus is in Bethlehem in Juda tydens die regering van koning Herodes gebore. Na sy geboorte het daar stedekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Daar is geen ander koning van die Jode nie. Ek, Herodes, is koning van die Jode. Gaan totdat ek julle ontbied.
Bring vir my die priesters en die skrifgeleerdes. Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? In Bethlehem in Juda, want daar is geskrywe. En jy, Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgaan vooruit, uit die dae van die ewigheid. Daarom sal hy hulle prys gee tot op die tyd van die brande gebaar het. Bring vir my die wyse manne. Gaan doen nou noukeurige ondersoek na die kindjie en as julle hom gevind het, laat weet my sodat ek ook gaan om aan hom hulde te bewys. Maar hy het die koning aangehoor het, hulle vertrek, en kyk, die sterre wat hy gesien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het voor die plek waar die kindjie was. Toe hulle die sterre sien, was hulle baie bly.